Liefdadigheidswerk en onderwys in Jemen het tragies vir Jolandi Kortjie en haar man Peer geëindig toe hulle in 'n gijzelaarsdrama vasgevang is. Maar in plaas daarvan om woede te koester, het Jolandi gekies om te vergewe en hulle verhaal in haar boek 558 dae saam te vat. Therese het in Bloemfontein by Jolandi en haar mense gaan kuier. Assalamu alaikum Al-Qaeda, rahmatullah wa barakatuh. My name is Jolandi Kortjie. I was held by Al-Qaeda in Yemen and was unconditionally released on 10 January this year. Thank you, Al-Qaeda, for treating us with kindness and respect. On this evening of this deadline given by you, I am again pleading with you to please release my husband, Peer. Peer is an innocent and honest person who served the poor people through his teaching. My 2 children and I miss him terribly. He was just an ordinary man from South Africa. Vandag kies ons om te vergewe. Vandag kies ons liefde bo haat. Ons kies om vreugde te vind in die herinneringe wat ons van Peer het. Ons is dankbaar sy lyding is verby. Ons kies om in God se omhelsing te lewe totdat die tyd vir ons aanbreek om met Peer herenig te word. Met die woorde vertel Jolandi Kortjie in haar boek hoe sy kies om aan te beweeg. In spanning het ons aanskou hoe die grootmoedige Kortjies in Jemen ontvoer is, hoe Jolandi bevry is en hoe 'n mislukte reddingspoging deur die VSA uiteindelik tot Peer se afsterwe gelei het. In haar boek 558 dae vertel Jolandi haar en Peer se storie en hoekom hulle vergifnis bo vergelding gekies het. Hoekom het jy besluit om die boek te skryf om weer deur hierdie hele proses te gaan? Die boek is vir my soos 'n klein donkietjie wat hy is sommer gepak vol met baie goed. Die storie, goed wat ons geleer het, beleef het, vrae wat ons gevra het, relevante goed wat baie persoonlik is, maar eintlik baie universeel is. En ek hoop dat hierdie donkie kan ingaan in mense se huise en hulle kan hom afpak en 'n klomp goed daarin vind wat hulle nie verwag het nie. Terug na die begin, hoe het dit gebeur dat julle in Jemen opgeëindig het? So ja, Peer was al vir jare onderwyser by Grey College. Hy het regtig 'n hart vir 'n bediening onder die armes gehad. En op 'n stadium het ons gehoor van 'n uitruilsprogram in Sanaa in Jemen. En omdat Jemen so 'n arm land is, het ons besluit, maar kom ons gaan, dit was vir 'n maand. Ons het die kinders saamgevat op hierdie uitstappie en ons het gegaan vir 'n maand en alles wat verkeerd kon loop, het verkeerd geloop daai maand. Dit was nie 'n maand waar 'n ou 'n romantiese prentjie gehad het van Jemen nie. En ons het teruggekom, maar ons het agtergebly. En toe het ons begin dink en bid oor, kom ons gaan langtermyn, 5 jaar of 10 jaar of hoe lank ook al. En uiteindelik het ons toe in 2009 sak en pakkie oorgegaan. 'n Mens het nie eintlik 'n besef van hoe die lewe daar is nie. Hoekom het julle gesukkel aan die begin en hoekom is dit anders as hier? Jemen is baie arm, soos Afghanistan arm. So elektrisiteit, water, die goed wat ons vir vanselfsprekend aanvaar is nie daar nie. Krag kan byvoorbeeld vir 20 minute op 'n dag kom, miskien glad nie. Water moet jy voor die tyd reël as jy wil water hê en dan kom die munisipale water 1 keer 'n maand of 1 keer in 6 weke, maar so die kos is anders. Dit is 'n land waar Islam in beheer is, dit is totaal ander waardes as ons gewoond is. En hoe het julle daar geleef? Julle het 'n huis gehad, julle het troeteldiere gehad? Ja. Ons het 'n huis gehuur, 'n kat aangeskaf en 'n lewe gebou. Het julle ooit bedreig gevoel toe julle daar geleef het? Was dit ooit 'n realiteit vir julle dat julle in gevaar kon wees? Aanvanklik toe ons gegaan het, was Jemen baie ingestel daarop om westerlinge te nooi. Hulle het regtig uitgeroep en gesê, kom oor en kom help. Enige manier, dit was baie dokters het gegaan, onderwysers. En dit was nie onveilig in die sin van soos wat ons onveilig verstaan nie. Maar mettertyd het die revolusie oorgespoel en ons verstaan van normaal het geskuif sonder dat ons dit agtergekom het. So vandag hoor jy geskietery en môre is dit eintlik normaal. Want 'n mens is 'n ongelooflike wese hoe hy kan aanpas. Wat my nou bring by die ontvoering, hoe dit gebeur het. Vir die mense wat nie die storie ken nie, sal jy omgee om net te skets vir die omstandighede en hoe dit gebeur het. Ek dink wat ek ter agtergrond miskien moet sê van dit is dat Jemen is 'n land waar daar baie handwapens is. So dit is 'n normale verskynsel om mense te sien rondloop met AK's in die strate.
Dit is normaal om 'n geskietery te hoor. Daar is nie uithangplekke nie, so mense kuier in karre. Mense sit en jy sien geweer en jy hoor skote en jy dink nie meer of jy besef dit is nie oor jou nie. Dit gaan nie jy's nie in gevaar nie. So daardie middag ongelukkig was Peer se pa die week voor die ontvoering oorlede en ons was op pad om die paspoorte te gaan haal. Ons sou binne daai 24 uur, 48 uur sou ons terugreis Suid-Afrika toe en ons was net soos 'n gewone middag op pad en skote in die pad en aanvanklik regtig nie besef dit gaan vanmiddag oor ons nie en ons het dit nie sien kom nie. Ons het net nie. Watter oomblik het jy besef iets is nou verkeerd? Nee, daai oomblik toe die kar se deur oopbreek en ek is hier aan my armie uit, toe besef ek nee, wag bietjie. Hulle het voor julle ingetrek en julle voertuig gestop. Ja. En toe oopgeruk en jou aan jou arm uitgesleep na 'n ander voertuig. Ja. Jy kan nie glo hoe vinnig kan mens oor 4 bane gesleep word nie. Dit is groot, 4 bane aankomende verkeer is groot. Jy voel soos ure, maar dit is sekondes wat dit duur. En aanvanklik was jy nie seker of Peer saam met jou gaan nie. Ja, ek het dit besef in die middel van die pad. Ek teruggekyk en besef maar die kans is daar dat hy nie gaan saamkom nie. Was baie dankbaar toe hy saamkom aanvanklik en na 8 maande was ek altyd dankbaar dat hy saamgekom het. Maar na die tyd het ek gewonder of dit sou anders gewees het as dit net ek was. As hulle hom nie daai middag kon vat nie. Saam met haar kinders Pieter Ben en Lise Marie bou Jolandi aan 'n nuwe toekoms. Maar tog vorm so iets jou lewe onherroepelik, iets waarvan die gesin altyd bewus sal wees. Hoe het jy en jou sussie die nuus ontvang van jou ma en pa se ontvoering? Ja, ek dink dit was 'n groot skok op ons. En van daar het julle teruggekom Suid-Afrika toe, waar het julle gebly in daai tyd wat jou ma in aanhouding was en jou pa? Terwyl my ma en my pa aangehou was, het ons so 2 of 3 dae aangebly in Jemen en toe is ons saam met die ambassadeur Jaffer en die tannie wat agter ons gekyk het, toe is hulle saam met ons uit die land uit terug Suid-Afrika toe. Hoe onthou jy jou pa? Ek onthou hom as iemand wat baie liefdevol was, vriendelik, oop, hy het altyd geluister as mense praat, baie nederig. Kan jy onthou die dag toe jou ma huis toe gekom het, wat gebeur het? Het was baie lekker om haar weer te kon vashou, haar te kon druk en ja, ek sal vir ewig dankbaar wees daarvoor. Johan Volsteed, 'n voormalige skoolhoof aan Bloemfontein se Grey College, waar Peer vir 23 jaar as onderwyser gewerk het, was 'n steunpilaar in hierdie tyd vir die Kokkie gesin. Jy het vir baie jare saam met Peer gewerk. Hoe was hy as onderwyser, afrigter en as mens? Wat was jou ervaring van hom? Die kinders het hom regtig amper aanbid vir die feit dat hy die mens was wat hy was. Hy was 'n saggeaarde, sagsinnige man, maar hy was ook 'n man onder die manne en seuns waardeer so iemand. Hoe was jy betrokke gewees, Johan, deur die hele gijselaarsdrama in die Kortjie se lewe? Ek het met Peer taamlik gereeld gesels voor hulle weg is. Ek het vir hom gevra, ek verstaan dat hy so iets wil gaan doen, maar is dit die regte plek? En hy het net gesê, meneer, dis waarna toe die Here my stuur. Hy het nooit vir een oomblik getwyfel of vrees geken of wat nie. En in die opsig dink ek, hy het sy lankal in sy kop besluit, dis wat hy gaan doen, en hy sou dit doen, wat ook al gebeur. Hy was bereid om dit te aanvaar. Jy het 'n meestersgraad in sielkunde, Jolandi. Het dit jou gehelp in die tyd wat jy in aanhouding was? Ek dink regtig die Here het deur ons hele lewens vir ons 'n kussie gepak met al ons voorbereiding, want hy ken die begin van die einde. So hy weet wat gaan ons nodig hê op ons pad. So daar was van daai gereedskapstukkies wat ons kon uithaal, gebruik, toepas. Party het ons gebreek so hard het ons met hulle gewerk en ander het nie gewerk nie. Jou vrylating is deur Gift of the Givers van Suid-Afrika bewerkstellig. Hoe het hulle te werk gegaan? Weet jy, ken jy hulle? Gift of the Givers, dis 'n humanitêre noodlenigingsorganisasie wat regtig uitgaan na plekke toe as dit krisis is en mense probeer help. En hulle het uit hulle pad uit gegaan om daai proses te bewerkstellig en as dit op 'n stadium besef nee, hulle gaan nie my en Peer gee nie, hy gaan nou moet wat ook al hy nou kry, moet hy nou vat. Julle was op pad om vir Peer terug te kry.
Dit was ons het almal gesit en wag. Ek dink die wêreld het gesit en Almal het so wag. gebid en saam met ons geleef. Gifts of the Givers en veral die stamme wat toe dit oorgeneem het by Annas, het regtig keer op keer hulle lewens in gevaar gestel. Daar's van hulle stamlede oorlede in die proses om weer uit te kry. Dis iets wat ek dink die mense nie altyd besef nie. Annas moes vlug uit Jemen uit. So daar was baie ander pryse wat betaal is. Hulle het gelukkig Peer se joernaal kon saambring uit die hele mislukte reddingspoging en jy kon dit kry. Wat het dit vir jou beteken? Dit is 'n ongelooflike geskenk om dit te kan hê. Dit was bitter moeilik om dit te lees. Dit verplaas mens weer terug. As ek het weer 'n gijslaar ek kon dit weer beleef aan my lyf om dit te lees. Maar die mooi daarin en die goed wat bemoedigend is die goed wat ek probeer ook in die boek inskryf en dit kon maak dat ons regtig die boek afsluit. As ons nie die joernale gehad het nie, sou ons nooit regtig 'n sinvolle einde van hierdie storie kon kry nie. Het dit jou 'n mate van vrede gegee om te weet waardeur hy gegaan het in die laaste paar maande? Vrede is 'n moeilike woord, maar die ongelooflike briewe, sy uitstort van sy liefde en hoe hy regtig gepraat het met die Here is 'n besondere erfenis wat ons gaan saam met ons dra en vir al die kinders ook. Nie net die hele Suid-Afrika het die Kokkie-drama dopgehou nie. Dit was hoofnuus in Brittanje, die VSA, Frankryk en Italië. Reg oor die wêreld het mense belangstelling getoon en meegevoel uitgespreek. Daan Nortier, die Kortjie se woordvoerder, moes regstaan vir die media. Dis nou al meer as 'n jaar wat Peer oorlede is, maar die toekoms is nie vol smart nie. Dan en jy het nou 2 jaar, dis 2 jaar wat jy die pad met Jolandi stap. Vertel my van haar as mens. Sy is ongelooflik sterk en braaf. Sy is van 'n ander stofasie. Jolandi is 'n baie besondere mens. Maar hoekom? Omdat sy funksioneer vanuit 'n krag wat haar die vermoë gee om hierdie storie te kon skryf en hierdie ervaring te kon deurleef en aan die ander kant uit te kom soos wat julle haar beleef het. Jy het die voorwoord ook geskryf daarin en jy sê daarin dat dit vir jou, so vreemd soos dit mag klink, die mooiste liefdesverhaal is. Ja, dit is 'n eenwording op 'n totaal ander manier van twee mense wat in die trauma waarin hulle is, hulle liefde aan mekaar op 'n baie besondere manier uitgiet en dan dit doen in God se hand. Nou, jy weet, die som totaal vir my van die boek is God ons liefde. En hy het uitdrukking gevind in hulle eie ervaring en Jolandi se storie. So wil jy weet wat is daai storie? Koop die boek. Daar is vergifnis is iets wat vir my verstommend is, dat iemand bereid is om te vergewe na so iets gebeur het en tog was dit omtrent die eerste woorde wat die wêreld jou hoor sê het. Ja, dit is regtig belangrike woorde. Veral vir die tyd waarin ons lewe. En God se liefde kan nie geskei word van sy vergifnis nie. So dit was ons keuse, ons gesinskeuse en dit is 'n keuse wat ons steeds elke dag kies. Hoe voel jy oor die toekoms? Waar is die toekoms? Toekoms kan ons dink so, ons is in beheer van die toekoms, maar is nie waar nie. Dit is nie so nie. Die Here weet waar is die toekoms en hoe lyk hy. Hy weet waar is daai laaste streepie. En eintlik wil ons net elke dag voluit lewe, want ons weet nie wanneer is vandag. Is vandag jou laaste dag dalk? Nee, het jy reg gemaak? Het jy gesê ek's lief vir jou? Het jy gesê ek vergewe jou? Ek kan dink die term vryheid moet vir jou 'n nuwe betekenis inhou. Sjoe, ja. Ja, ek kyk met nuwe oë na voeltjies en hokkies. Ja, vryheid is iets wat nie goedkoop is nie, hoor, en ons besef nie hoeveel vryheid het ons nie. Maar daar's 'n ander vryheid wat ons het, nie, vryheid wat nie kan toegemaak word nie, dis die vryheid wat ons in die Here het. Niks kan daai vryheid inperk nie. Geen gevangenskap nie, geen ontvoering nie. No prison bars can make that hostage, dit kan nie wees nie. Na die breek is Teens Elof op die bank.